Goeiemôre geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Nou ek het in die vorige boodskap ons herinner dat daar in die tuin van Eden 2 bome was. En hierdie 2 bome is 2 baie belangrike simbole. Die een was die boom van die kennis van goed en kwaad. En dis die boom waar Adam en Eva geval het. Maar daar was 'n ander boom, die boom van die lewe. En ek is in my gees oortuig dat ek weet dat daai boom is die simbool van Jesus Christus, want hy het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hy het na homself verwys as die lewe. Nou ek wil vandag aan julle 'n ander idee, 'n ander manier van Psalm 91 voorlê, en ek sê voorlê, want dis nie doktrine nie, dis nie 'n nuwe evangelie nie. Ek wil nie sê dis die absolute, en dis hoe jy ons Psalm 91 moet interpreteer nie. Ek wil net aan jou 'n ander gedagte voorlê, net 'n ander manier om daarna te kyk uit die oog van, om te kies tussen die boom van die kennis van goed en kwaad, en die boom van die lewe. Maar gaan so hier en daar, gaan ek nou bietjie spring tussen Engels en Afrikaans, as julle my sal verskoon. Maar ek dink in geheel, as jy deur hierdie bril van die boom van die lewe na Psalm 91 kyk, is daar iets verskrikliks mooi. Hy begin so in vers 1, hy sê, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Die Engels sê, he who dwells in the secret place of the Most High. Die Engels verwys juis na hierdie plek as 'n secret place. Dis 'n geheime plek, en dan sê die Afrikaans, hy sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. En hier's waar die liggie vir my aangegaan het, dat daar 'n moontlike vergelyking is tussen hierdie en die boom van die lewe. Want hier praat hy van die skadu van die Almagtige, die skadu van die boom van die lewe. En die Engels sê dis 'n secret place. Ek dink jy sal met my saamstem, jy weet daar's mense reg oor die wêreld wat glo in 'n God. Baie mense wat nie ateïste is nie, glo in 'n God, in 'n skepper. Maar hulle glo nie in die skepper nie. Hulle glo nie in die seun van God wat vir hulle gesterf het aan die kruis en hulle sondes betaal het. Dis nie 'n geheim in die sin van dat God dit wegsteek nie, en dat hy nie wil hê mense moet dit weet nie. Dis meer 'n geheim, 'n verborgenheid wat daar is om ontdek te word. As iemand hom soek, Jesus het self gesê, hy wat soek, sal vind. As jy die geheim soek, as jy hierdie secret place soek, sal jy hom kry. As jy begeerd in jou hart is om hom te kry, sal jy hom kry. Maar baie mense dien hierdie God wat hulle weet daar is, deur goed en kwaad. Deur minder kwaad te doen en meer goed te doen, dink hulle gaan hierdie God tevrede stel. Terwyl daar vir ons 'n lam gekom het, wat die prys betaal het vir al die kwaad wat ons nie kon uit ons lewe uit wegwis nie. En hy het ons kom versoen met die lewende God, deurdat hy perfek is, deur wie hy is. Kom ons gaan net weer terug na vers 1, toe hy sê, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skadu van die Almagtige. Hier is vir my nog 'n ding. Die Engels sê weer eens, he who dwells. Hy sê nie he who visits nie. Die beloftes van hierdie Psalm is nie vir hom wat op 'n Sondag kom kuier by die Most High nie, by die Allerhoogste nie. Dis vir hom wat dwel, wat daar vertoef. En jy sien by die boom van die kennis van goed en kwaad, wil jy net so nou en dan kom 'n draai maak, want hy hou aan om vir jou te wys waar jy besig om tekort te skiet. Waar's al jou foute? Hy wys jou nie noodwendig op jou goed nie, hy wys jou op al jou kwaad. En dit maak jou skugter vir hom. Dit maak dat jy wegduins van hom. Maar die boom van die lewe,
Hy ken net een manier. En dis om aan te hou, om aan te hou, om aan te hou, om vir jou lewe te wys en lewe te bring. Wow. Ek wil jou opnuut aanmoedig om tyd by die boom van die lewe deur te bring. Kom ek lees net weer vir ons. Hy sê hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, gaan sit by die boom van die lewe. Sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. As jy daar by hom gaan sit en by hom tyd spandeer, sal hy jou toegooi met sy skaduwee. En dan gaan die psalmdigter nog een keer verder. Hy sê in vers 2, ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. So hierdie eerste 2 verse is vir my, mense wil altyd weet, wat is my verpligting? Wat moet ek doen? Ek moet tog iets doen. God kan nie alles doen en ek doen niks nie. Wel, hier is jou 2 verpligtinge. Vers 1 sê, dwell in his secret place. Sit by hom. Vertoef by hom. Spandeer jou tyd en jou fokus by hom. En verklaar, sê vers 2, dat hy is jou toevlug, jou bergvesting, en die God op wie ek vertrou. Hoekom is dit so belangrik om te kan sê, hy is die God op wie ek vertrou? Want jy kan nie glo in 'n God wat jy nie kan vertrou nie. Hierdie is verskriklik belangrik en ek gaan dit weer sê, jy kan nie glo in 'n God wat jy nie kan vertrou nie. En hiermee sê ek allerminst nie dat jy nie God kan vertrou nie, maar jy moet tyd by hom spandeer en tyd in sy woord spandeer en genoeg op hom fokus dat jy kan agterkom, jy kan hom vertrou. Hoe kan jy in hom glo vir genesing as jy hom nie kan vertrou dat hy jou lief genoeg het en dat hy genoeg vir jou omgee en dat hy genoeg betaal het en reeds genoeg gedoen het om jou te genees. Hy wil jou genees. Maar jy kan nie glo in daai genesing as jy hom nie kan vertrou vir die genesing nie. Hoe kan jy in hom glo vir jou huwelik as jy hom nie kan vertrou dat hy jou God is, dat hy by jou staan, dat hy vir jou dinge wil doen, dat hy ook vir jou huweliksmaat, jou man of jou vrou so lief het, dat hy ook hulle wil red en vir hulle die waarheid wil wys nie. Hoe kan jy in hom glo vir jou finansies, vir 'n finansiële wonderwerk, as jy hom nie kan vertrou nie? As jy nie kan vertrou dat hy jou lief genoeg het, dat hy reeds alles vir jou in plek gesit het, sodat jy finansiëel voorspoedig kan wees. As jy nie weet dat jy hom kan vertrou daarvoor nie, kan jy nie in hom glo vir dit nie. Jy moet tyd spandeer by die boom van die lewe, sodat jy kan leer, jy kan hom vertrou. En ek wil jou verseker, die boom van kennis van goed en kwaad, gaan jou nie leer om God te vertrou. Nou kom ons gaan terug na vers 3 toe, want anders gaan ons nooit meer klaar kry nie. En kyk nou as jy al hierdie verpligtinge, as ek dit so kan noem, nagekom het. Maar hoor asseblief my hart vandag, dis nou nie 'n verpligting soos wat die boom van kennis van goed en kwaad vir jou wil voorlê nie. Want dis 'n lekkerte om tyd te spandeer by jou pa. Dis 'n lekkerte om in sy skadu te sit. En is vir my 'n voorreg om te kan sê, hy is my toevlug. Hy is my bergvesting, op hom vertrou ek. En kyk, wat is al die voordele wat jy hieruit gaan kry. Hy sê in vers 3, want hy is dit wat jou sal red. Hy is dit wat jou sal red. Uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleuel sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en pantser. Sy getrouheid is jou beskerming, nie jou getrouheid nie. Nie jou nakoming van die wet nie. Nie jou presiese weet wat is reg en wat is verkeerd en meer reg te doen en minder verkeerd te doen nie. Nee, sy getrouheid
is jou skild en jou panser. Vers 5, jy hoef nie te vrees vir jy kan as jy wil, maar jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Al val daar 1000 aan jou sy en 10.000 aan jou regterhand, na jou sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien, want U Here is my toevlug. Want U Here is my toevlug. Nie want Here, ek het alles gedoen wat die boom van goed en kwaad van my vereis om te doen nie. Hy sal al hierdie goed vir jou doen, want jy het hom jou toevlug gemaak. So, geliefde, hy wil vir jou al hierdie dinge doen. Hy wil vir jou alles doen wat jy in hierdie lewe nodig het. Al wat hy van jou vra is, los die boom van die kennis van goed en kwaad en kom vertoef in die skaduwee van die boom van die lewe. Kom ons gaan weer terug, vers 9, want U Here is my toevlug. Die Allerhoogste het jou beskutting gemaak. U sien, hier gaan ons weer terug na vers 1 en 2. Wat is ons verpligting? Hy is my toevlug en hy is my beskutting. Dan sê hy in vers 10, geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie. Glo jy dit? Ek wil jou uitdaag vandag, glo jy dit? Dat geen onheil sal jou tref en geen plaag sal naby jou tent kom nie. Glo jy dit? As jy sukkel om dit te glo, en ek bedoel dit met groot liefde, as jy sukkel om te glo, as jy verskonings wil uitdink, hoekom sekere pla tog naby jou kom, en hoekom sekere goed jou tog tref, wil ek jou in groot liefde uitdaag om te gaan kyk, op watter boom fokus jy? By watter boom spandeer jy jou tyd? Want hier staan in die woord van God, geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie, want hy sal, hierdie is sy verantwoordelikheid, want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Hulle sal jou op die hande dra, sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Op die leeu en die adder sal jy trap, die jong leeu en die slang vertrap, want hy sal, het hy gesê in vers 11. Vers 14 sê, is vir my so interessant, hy sê, omdat hy my lief het, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Die boom van die kennis van goed en kwaad het zero met liefde te doen nie, maar eerder verpligting. So, ek wil nie, jy moet dit mis nie, ek wil dit weer vir jou sê, die boom van die kennis van goed en kwaad het zero met liefde te doen, maar eerder verpligting. Maar jy kan baie maklik lief word vir die boom van die lewe, juis omdat jy lewe en liefde daar kry. Hierdie teks, ons kan dit baie maklik verkeerd interpreteer, maar hierdie teks wil nie 'n verpligting op jou kom plaas dat jy moet God lief hê nie. As jy vers 1 en 2 gedoen het en jy het by die Allerhoogste gesit en by hom vertoef en by hom gedwel en jy het hom jou bergvesting gemaak en jou skuilplek en jy het 'n verklaring gemaak, ek sal op hom vertrou. Geliefde van Jesus, ek wil vir jou verseker, jy sal nie anders kan as om hom lief te hê nie. Maar dan moet jy die boom van die kennis van goed en kwaad agter jou los. Die boom van die lewe is baie maklik om lief te hê, want jy gaan so vol wees van sy liefde. Dit sal net spontaan uit jou uitvloei. Ek gaan net weer vers 14 vir ons lees. Omdat hy my lief het, sê God, daarom sal ek hom red.
Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken, en hierdie, om sy naam te ken, beteken nie om nou te weet, hy is Yahweh, of hy is Yeshua, of hy is Elohim, of al daai Hebreëse name, die letterlike naam nie. Die naam in hierdie konteks, die naam in hierdie era waarin hierdie Psalm geskryf is, jou naam in daai tyd het gespreek van jou karakter. Dis hoekom God Abraham se naam verander het na Abraham, want het gespreek van sy karakter en van sy belofte. En God sê, as jy my karakter ken, sal ek jou beskerm. As jy weet ek is die God wat wil beskerm, sal jy my beskerming geniet. En dan sê hy in vers 15, hy sal my aanroep en ek sal hom verhoor. In die nood sal ek by hom wees. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Met lengte van dae sal ek hom versadig en ek sal hom my heil laat sien. En hierdie woordjie heil beteken verlossing. Ons verpligting is maar net 2 klein versies. Vertoef net by die boom van die lewe. Hierdie geheime plek. Spandeer tyd daar. En dan is die res van die Psalm vol van ek sal, ek sal, ek sal. Ek wil jou uitnooi om op jou eie tyd daardeur te gaan. Skryf jou naam in by ek sal Jacques verhoor. In die nood sal ek by Jacques wees. Ek sal Jacques uitred en eer aan Jacques gee. Voeg jou naam daarin, maak dit persoonlik. Maar begin by vers 1 wat sê, en Jacques sal tyd spandeer in die geheime plek van God. Jacques sal tyd spandeer by die boom van die lewe. Jacques sal sê, God is my toevlug en my bergvesting. Ek, Jacques, sal God vertrou. So geliefde, ek weet dit is 'n lang boodskap en is 'n mond vol. What a mighty God we serve. Ons het so awesome God. Ek wil jou opnuut net aanmoedig en uitnooi. Sit die boom van die kennis van goed en kwaad agter jou. En vertoef. Spandeer tyd. Maak dit jou fokus. Die boom van die lewe. Jesus Christus. Amen. Onthou, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.